Welkom terug, dankie dat julle nog ons video's volg. Ons is werklik hier om 'n verskil te maak, ons wil graag mense inlig, dat hulle die regte besluite neem. Mense kan baie keer besluite net met jou hart neem, maar dit is altyd goed om bietjie jou calculator nader te sleep en besluite neem met jou power team, met mense wat jou kan help. So Jacques, ons is nog steeds op hoe bepaal jy die waarde. Kom ons gee 'n bietjie nog tips oor hoe kan jy buiten die websites, waar kan jy nog, hoe kan jy dink, wat is die eiendom werd voordat jy dalk 'n eiendom koop wat jy te veel voor betaal? Hoi Kobus, laas keer in die vorige video het ek gesê, daar's baie ander aspekte waarna 'n mens kan kyk om die waarde van 'n eiendom te bepaal. Ek dink ons kan 'n bietjie in diepte ingaan daar. Baie mense, as hulle vir 'n belegging 'n eiendom koop, kyk hulle uit 'n oogpunt uit, sal ek self hier woon. Dis nie noodwendig die regte manier om na 'n beleggingseiendom te kyk nie. 'n Beleggingseiendom is meer, is dit 'n goeie belegging of is dit nie? Kan ek finansiëel groei met die eiendom of gaan ek finansiëel agteruit gaan met die eiendom? Dit is die tweede aspekte waarna jy moet kyk. As jy in 'n plek instap, kyk die eerste goed waarna 'n mens maar normaalweg kyk, is die kombuis en die badkamers. Is die kombuis netjies, leefbaar? Die badkamer, hoe lyk die badkamer? Is dit nuwe teëls, is dit ou teëls, is dit 'n mooi badkamer? Is daar skade in die badkamer? Verder kan 'n mens gaan kyk na die verf deur die eiendom. Hoe lyk die verf? Moet ek hom dadelik uitverf? Moet ek hom binne 2 jaar uitverf? Wanneer moet ek geld uithaal om die eiendom te verf? Dan kan 'n ou na die plafonne, is ook baie belangrik. As jy kyk na die verf, kyk na die plafonne, is daar enigstens skade op die plafonne? Het dit verf nodig? Kyk na die buitemure van die eiendom, is daar vog in die mure? Dis baie belangrik. Agterbanke, gordyne, kyk, as daar vog is, moet 'n mens dit hanteer en 'n mens moet daaroor praat en kyk hoe 'n mens dit kan uitsorteer. Dit is 'n ding wat 'n mens op die ou einde van die dag baie geld uit die sak uit kan jaag, wat dan nou maak dat jou belegging nie so goeie belegging is nie. En dan baie belangrike goed waarna 'n mens moet kyk, is daar skole in die area, naby aan die eiendom wat jy wil koop? Is daar winkels, is daar banke? Watse winkels is daar? Is byvoorbeeld 'n Spar of 'n Absa bank, of is daar skole? Die tipe mense wat 'n verhuuringseiendom by jou gaan huur, is 'n jong getroude paartjie of 2 jong mense wat brood en melk nodig het, of dalk met 'n klein kind wat moet skool toe gaan. So skole, winkels, al daai goed is altyd belangrik om naby te wees aan 'n beleggingseiendom. Daar is die eiendomme naby aan die skole en die winkels het altyd 'n bietjie van 'n hoër premie om te betaal as die wat nou ver weg is van hulle af, maar jou huurinkomste is ook soveel hoër as die eiendomme wat ver afgeleë is. Aha, het klink baie keer klink dit so logies, maar ek dink as jy by die eiendom staan, dan dink jy nie altyd aan daai tipe goed nie. En wat jy gesê het, mens moet nie koop om te dink jy bly daar nie. Jy koop met jou calculator. Dan dink ek gaan dit 'n groot verskil maak in die tipe eiendom wat jy in die hande kry. Verseker. 'n Mens moet die emosie daar uithaal. Om 'n beleggingseiendom te koop jy hom glad nie op emosie, soos wat jy 'n nuwe eiendom koop vir jou gesin, waar dis 'n mooi kombuis, dis 'n mooi tuin, ons kan lekker braai in die tuin en dis 'n baie mooi kombuis. Dit is emosiekopers. 'n Mens koop jou eie persoonlike eiendom, koop jy so, maar 'n beleggingseiendom gaan ek voorstel, 'n mens koop nie so nie, want jy gaan die emosie raak sien en jy gaan nie die feite en die syfers noodwendig raak sien nie.
Dit so. Okay, Jakes, ek dink vir nou kom ons hou hierso. Daar's nog soveel goed wat ons wil oor gesels, maar ons hou die videoetjies maar kort. Dankie ons praat weer in die volgende video. Dankie Kobus, lekker dag.